Goeiemôre en welkom by Handelinge se aanlyn diens. Dit is so lekker om vanoggend bietjie met julle te gesels. Ek praat vandag oor Jesus se lens en hoe kyk jy na jou lewe deur Jesus se lens? Kom ons gesels lekker saam. So 'n paar weke terug kry ek 'n droom en in hierdie droom is ons in 'n groot vertrek Handelinge en daar's so baie mense, kinders is besig om te speel, ouer mense dans, daar's musiek, daar's familie, daar's vriende. En toe besef ek net in 'n warm gevoel in my hart, drome en visioene is eintlik so oomblik wat die Here vir ons sy oë leen om die lewe te sien, die toekoms te sien deur sy oë. En ek begin toe 'n bietjie dink oor hierdie ding van deur Jesus se lens te kyk na die lewe. En ek gaan lees so 'n paar stukke in die Bybel en toe val een stuk vir my so opvallend, vir my so hoe ek gekyk het daarna vir so lank en hoe Jesus dit vir my geopenbaar het en ek wil regtig vanoggend daai met jou deel. En die stuk is eintlik 'n baie bekende stuk in Matteus 25 en ek gaan vir julle dit lees, maar ek wil regtig hê jy moet vir jouself vra dat die Here jou hart hier oopmaak wat hy eintlik hier vir jou wil sê. En ek lees graag vir julle saam. So vanaf vers 14, Matteus 25 vers 14 af. Verder gaan dit soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe bymekaar geroep en sy besittings hulle toevertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir 'n ander 2 en vir 'n derde 1. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee, toe op reis gegaan. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het dadelik daarmee gaan werk en wins gemaak van nog 5. So ook die een wat 2 gekry het wins gemaak van nog 2. Maar die slaaf wat net 1 gekry het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het toe vir hom gebring en die ander 5 saam en gesê: "Meneer, 5 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is met 5 ander wat ek wins gemaak het." Toe sê die eienaar vir hom: "Mooi so, jy's 'n goeie en getroude slaaf, maar oor die min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom en deel in my vreugde." Toe kom die een met 2 goue muntstukke en sê: "Meneer, 2 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 2 ander wat ek wins gemaak het." Sy eienaar sê toe vir hom: "Mooi so, jy is 'n goeie en getroude slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom en deel in my vreugde." En ek lees net tot daar, want ons weet wat gebeur toe met die persoon met 1 muntstuk. Maar ietsie wat vir my die eerste keer geopenbaar is dat Jesus presies dieselfde woorde gesê het vir die een van 2 en 5 muntstukke. En my hele lewe lank deur, as ek daai gedeelte lees, dan sit ek dit op 'n skaal. Ek sit hulle op daai 3 ouens op 'n podium. Ek sê, okay, die een met 5 muntstukke is nommer 1, die ou met 2 is nommer 2 en die ou met 1 muntstuk is in 3de plek. En hierdie podium is in my kop die hele tyd, hierdie skaal, hoe ek hierdie ouens rangorde. En Jesus kom en sê, maar ek het vir nommer 5 en nommer 2 presies dieselfde woorde gegee. En dit openbaar dit vir my hoe Jesus anders kyk as die wêreld. Die wêreld kyk op so 'n snaakse manier na ons en sê, maar die skaal is ingewerk in ons lewens, in ons skool, in ons prestasies, in ons promotions by die werk, in alles, selfs in die kerk, gaan dit oor hoe vorder jy, hoe baie invloed het jy, hoeveel het jy. Maar dan kom Jesus en sê, nee, dit gaan alles vir my oor wat doen jy met wat ek vir jou gegee het. Dis die maatstaaf van Jesus. En dit is my so kragtig om te weet dat ons as mens is baie keer so dat ons is in hierdie wêreld en ons wil so graag vorentoe beweeg. Ons wil so graag verander van die ou met 2 muntstukke na 5 muntstukke toe. Ons wil so graag opbeweeg. Maar Jesus kom vanoggend en hy sê vir jou, al het jy net 2, kan jy nog steeds die woorde hoor, mooi so. Jy hoef nie 5 te hê om dit te hoor nie. Ja, Jesus ken jou hart, hy weet jy smag na 5, hy weet jy wil vorentoe beweeg, maar weet net vanoggend sê hy vir jou, jy kan met 2 te doen kry. Hoekom? Want hy sê vir jou, 2 is genoeg. 2 is ietsie wat jy mee kan gebruik, en dit gaan nie regtig oor hoeveel jy het nie, maar hoe jy dit gebruik, wat die Here vir jou gee. Hoe gebruik jy die gesin, die tuin, die huis, die lewe wat die Here vir jou gee, die mense wat hy oor jou pad stuur. Hoe gebruik jy jou gawes, jou talente? Dit is die kern van alles.
En dan later in 'n gedeelte wat vir my so kragtig is in Markus 12 vers 41 tot 44 waar Jesus praat met die vrou wat net 2 muntstukke kon gee. Daai vrou kon net 2 muntstukke gee, maar Jesus sê dis meer as al die res. Hoekom? Want die opoffering was vir Jesus belangrik, die hart daarvan. Dit het nie vir hom gegaan oor hoeveel sy gegee het nie, maar die opoffering, die hart. En ek weet, baie keer in jou lewe stap jy rond en jy sien mense by 'n familiebyeenkoms en jy dink jy maar almal lyk redelik dieselfde gesinne, hulle almal is gelukkig en so, maar ons weet nie altyd die opofferings wat elke persoon deurgegaan het om daar uit te kom nie. Baie keer in jou lewe sit jy in 'n groot skare mense en dink net vir 'n oomblik, wat so opofferings het elke persoon hier verskillend gehad om hier uit te kom? Wat so opofferings moes jy al deurgaan? En dan vat dit bietjie meer persoonlik en vra jouself, maar wat is jou 2 muntstukke? Ons praat baie keer oor die 2 muntstukke van geld, maar dis nie oor geld net nie. Dit gaan oor soveel meer. Dit gaan oor jou 2 muntstukke. Jou 2 minute van gebed wat jy op 'n dag kan doen, jou opofferings wat jy maak vir jou gesin, die opofferings wat jy maak by die werk vir mense wat nie eintlik dit raak sien nie. Die wêreld sien nie altyd raak die 2 sent wat jy moet ingooi, die 2 muntstukke wat jy ingooi vir die Here nie. Die opofferings wat jy maak in jou persoonlike lewe vir die ander mense nie. Maar God sê vanoggend, ek sien dit raak. Ek sien dit raak, want my maatstaaf gaan nie oor hoeveel jy ingooi nie, hoeveel daar is nie, hoeveel jy kan bied nie, hoeveel invloed jy het nie. Dit gaan alles oor, wat doen jy met wat ek vir jou gegee het. En ek wil regtig hê, jy moet daai woorde vat, want as jy verder in die Bybel gaan lees na Jesus se wonderwerke, dan sien ons sy wonderwerke as so kragtig. Hy het eintlik hierdie lens gehad van, hy het gekyk na beter en minder of groter en minder, en die wêreld kon dit nie saam sit nie. Die wêreld het nie verstaan hoe minder en meer saam kan wees nie. As ons kyk na die visse en die brood, die wêreld en die disippels kon nie verstaan hoe minder meer kan word nie. Maar deur Jesus se lens kon hy dit doen. Hy kon vir minder en meer presies dieselfde woorde sê in Matteus 25. Hy kan vir die ou wat 2 gemaak het en die ou wat 5 gemaak het, presies dieselfde woorde sê. Geen verskil nie. Hoekom? Want vir hom het dit nie gegaan oor hoeveel elke persoon gee nie, hoeveel elke persoon opoffer nie, hoeveel elke persoon van homself bring nie. Vir hom het gegaan oor, wat doen jy met wat hy vir jou gegee het? Wat doen jy met daai lewe wat hy vir jou gegee het? Ek wil graag afsluit. Hoe sien jy jou lewe deur Jesus se oë? Baie keer die skaal van die lewe kan ons nogal swaai om te dink aan die rangorde, die 2, die 5, die 1. En baie keer as ons sit op 'n 2 muntstukke, wil ons graag na 5 toe gaan. En Jesus ken daai hart, hy weet dis ons hart. Dis 'n wêreldse ding, dis 'n ding wat in ons amper geïngraveer word deur die lewe. Maar vandag sê hy vir jou, kyk net vir 'n oomblik deur my oë. Kyk net vir 'n oomblik wie hy is deur my oë. En daai oë is so prominent, 'n bruidegom wat vir 'n bruid kyk. 'n Paar jaar terug het ek 'n meisie ontmoet en in die laaste 2 jaar was ek en sy getroud en het so baie gebeur in my lewe van 'n kind en alles wat in my lewe gebeur het. Maar een van die oomblikke wat nog steeds uitstaan as nommer 1 was toe sy daar deur daai kerkdeure stap en in daai saal inkom met haar trourok. En Jesus sê dis presies hy. As hy na jou kyk vandag, sien hy nie 2 en hy sien nie 5 raak nie. Hy sien 'n bruid raak. Hy sien iemand raak waarvoor hy beklei het, waarvoor hy gesterf het, waarvoor hy gaan veg het. Iemand wat hy die prys voor betaal het, wat hy oor en oor sal betaal. Hy sal oor en oor daai prys vir jou betaal, net om 'n kans te kry, om jou deur daai deure te sien loop eendag in die hemel as sy bruid. En weet, dis wie hy sien. Daar's 'n bekende liedjie Sekelmaan van Retief Burger. Ek het dit so lank terug geluister, maar hierdie woord, hierdie preek was so geïnspireer deur dit. Ek het dit seker 18 jaar terug gehoor en toe eendag in die kar so 'n paar weke terug luister ek die liedjie Sekelmaan van Retief Burger en dit maak dit my hart weer oop nou hoe Jesus na ons elkeen vandag kyk. En leen net vir 'n oomblik sy oë en kyk na jou lewe en kyk na wie hy is deur sy oë. Amen.